Sit gerus. Vanoggend gaan ons praat oor iets wat 'n groot ding is op hierdie stadium en mense praat baie hieroor oor nuusberigte en ons tema is die wegraping en die wederkoms, maar die kruks van ons tema vanoggend is die ark se deure is toe, dit is te laat. En vanoggend gaan ons kyk hoe die Here Jesus vir ons die wederkoms verduidelik deur Noag. Daarom gaan jy vanoggend 'n bietjie moet vas staan en wakker bly, want hier's 'n klomp skrifte waarna ons gaan kyk. Die doel vanoggend is nie om vinger te wys nie. Die doel vanoggend is om die woord oop te maak. Daar's baie teorieë en daar's baie goed wat mense sê. Vanoggend gaan ons net vas staan in die woord van God, niks anders nie. Want dis waar ons moet begin. Daar's baie boeke geskryf oor die eindtyd en een persoon het dit so en die ander persoon het dit andersters. En baie mense is besig om die Bybel te probeer inlê en nie die Bybel te probeer uitlê nie. So iets buite sit. Die Here is so 'n bietjie te help. Hy sukkel so 'n bietjie met die wederkoms. Ons doen dit mos met die skepping ook. So sien die Here sukkel nie so. Hy sukkel so 'n bietjie met die skepping, maar sê ons nee, ons gaan so 'n klein stukkie evolusie vir hom insit, dan help ons hom so 'n bietjie reg. En dis wat ons doen met die eindtyd ook. Maar dis teorieë en is teologie wat mense aan mekaar sit. En daarom gaan ek vanoggend net by die woord bly. En daar's wonderlike skrifte om vir my en jou te wys wat gaan aan die einde gebeur. Dis so eenvoudig dis. En vanoggend gaan dit eenvoudig wees. So maklik as wat dit is. En vanoggend se styl gaan dalk meer 'n vraag en 'n antwoord wees. Maar ek wil die vraag vra wat almal vra en dan moet ons kyk na die antwoorde wat God gee. So, kom ons begin sommer by die begin vanoggend, die wederkoms. En ek wil hê jy moet saam met my oopmaak by Lukas 17 vers 23. Dis in die Nuwe Testament. Die derde boek. Lukas 17 vers 23. En wat vir my belangrik is in die skrif wat ons volgende dag gaan kyk is, hierdie, en onthou dit baie duidelik, is Jesus Christus se eie woorde waar hy presies sê wat gaan gebeur. Ek sien julle is vinnig, so kom ons lees saam. Dan sal die mense vir julle sê, kyk daar, of kyk hier, moenie gaan nie, of moenie agter hulle aanloop nie, want soos 'n weerlig straal die hemel van die een kant tot aan die ander kant verlig, so sal die seun van die mens op sy dag verskyn. Maar eers moet hy baie lyding verduur en deur die geslag verwerp word. Vers 26. Net soos in die dae van Noag gebeur het, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet, gedrink en in die huwelik getree en in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag die ark binne gegaan en die vloed gekom en almal vernietig het. Net so ook in die dae van Lot. Hulle het geëet, gedrink, gekoop, verkoop, geplant, gebou. Maar op die dag dat Lot uit Sodom weggetrek het, het daar vuur en swaal uit die hemel gereën en almal vernietig. Dit sal net so wees op die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. Daar het jy dit. Baie eenvoudig. Maar kom ons stap deur hierdie skrif en ons kyk 'n bietjie. Die eerste punt wat ons sommer klaar vir mekaar vasmaak is, Jesus kom weer. Dankie hom. En of jy dit wil weet of nie, dit gaan gebeur. En of jy dit glo of nie, dit gaan gebeur. Daar is niks wat jy daaromtrent gaan doen nie. So, ons eerste vraag wat ons mee sit is, hoe gaan dit wees? Teks wat ons nou net gelees het, staan dit baie duidelik. Dit sal soos 'n weerlig wees wat van die een punt van die horison na die ander punt is. Met ander woorde, in 'n oogwink gaan almal dit weet. Daar's mense wat wel sê dit sal op Facebook wees. Ek dink nie so nie. Miskien dalk bietjie laat, maar dit sal daar wees. God gaan opdaag en almal gaan dit weet. Ek weet jy gaan bietjie rondblaai vandag. Ek wil hê jy moet vir my iets insit daar by Lukas 17, want dis ons primêre teks. Nou wil ek jy moet bietjie verder aanblaai na 1 Tessalonisense 4. Ons gaan vandag Bybel lees. 1 Tessalonisense 4, kan julle hom vir my op die bord sit? Dan kan almal sien watter ene dit is.
Ek wil net vir jou vanoggend uit die skrif uit 'n paar skrifgedeeltes wys, om vir jou presies te wys, maar wat sê Jesus, hoe gaan dit lyk? Ek weet, jy wag met spanning vanoggend, wanneer gaan dit gebeur? Dit kom. So moet vanoggend wakker bly. 1 Tessalonisense 4, regtig, daar is so 'n boek in die Nuwe Testament, as jy nie geweet het nie. Kom ons lees saam, 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 16. Want die Here self sal met 'n luidende bevel, met die stem van 'n aartsengel en met 'n trompetgeskal van God uit die hemel uit afkom, en diegene wat aan Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly het, saam met hulle in die wolke opgeneem word, om die Here in die lug te ontmoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Almal gaan dit weet, dit gaan 'n slag wees. Almal sal presies weet, Jesus is hier. Ek wil hê jy moet nou weer vir my terugblaai na Markus toe. Dis die tweede boek in die Nuwe Testament. Markus 13. Ons moet net gou hierdie ene agter die rug kry, om mooi te weet, hoe gaan dit presies lyk? Want almal hou van braaivleisvure met gesprekke en teorieë. Markus 13 vers 23. Hoor wat sê Jesus weer. Maar wees op julle hoede, ek het alles vir julle vooruit gesê. Maar in die dae sal na daardie verdrukking, sal die son verander word, en die maan sal sy lig nie gee nie, en die sterre sal uit die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskit word. Dan sal julle die Seun van die mens met groot krag en heerlikheid op die wolke sien kom. Hier is vir jou 3 teksverse sover al. Jesus gaan op die wolke kom, almal gaan dit wees. 'n Klomp dinge gaan gebeur. Dis ons eerste vraag, hoe gaan dit lyk? Jy sal weet. Ek vra baie keer vir mense, wat se eerste ding sal jy doen as jy sien die Here Jesus is hierso? Wat se aksie sal jy loods? Wat sal jy doen? Ek weet presies wat ek gaan doen. Ek sal in die rigting van Standard Bank draai en ek sal tong uitsteek vir die bank, want nou is dit verby. Ek betaal nie weer aan my huis nie, dis nou klaar. Nou gaan ek na 'n beter huis toe. Dis wat ek sou doen. Nou is dit die volgende vraag. Wanneer gaan dit wees? Want dis die groot vraag waarmee ons sit. Almal is bekommerd, en daar is nou goeders op nuus gesê, en op sosiale media, en dan somme gemaak, en hulle maak gedurig hierdie somme, en dan werk die somme nie uit nie. Wanneer gaan dit wees? Nou wil ek jou eers verduidelik. In die hemel is daar nie 'n kalender opgesit met die datum met 'n kruisie. En nou en dan stap 'n engel daar verby en dan sien hy, o ja, dis die datum. Nee. Nie die engele, nie die Here Jesus weet nie, niemand nie. Openbaring 16 vers 15 sê, Jesus gaan kom soos 'n dief in die nag. As iemand by jou huis inbreek, weet jy daarvan? Nee. Dit daag net op. Maar ek wil hê jy moet saam met my volgende teks verder lees. Ons gaan eers deur ons tekste werk en dan gaan ons verder gaan. Matteus 24, eerste boek in die Nuwe Testament. Matteus 24 vers 36. Miskien voel jy vanoggend jy's weer terug op universiteit of by die skool, maar ons moet hierdie lesing deurgaan. Matteus 24 vers 36. Kom ons lees wat sê die Here Jesus weer self. Van daardie dag en uur dra niemand kennis nie, selfs nie die engel van die hemel nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader alleen. Stop 'n oomblik. Jesus is God. Hoe op aarde is dit moontlik dat Jesus wat God is nie weet nie? Dis 'n fout in die Bybel. Dink jy nie so nie? Jesus is saam met God drie-enig, maar hy weet nie wat aangaan nie. Dink mooi. Toe die Here Jesus op die aarde was in die vorm van 'n mens, het hy hoeveel keer gesê, ek doen wat my Vader sê. En daarom het hy God die Vader geerken vir wie en wat hy is. Nadat hy opgevaar het, is hy volledig God en sit hy aan die regterhand op die troon.
Maar as mens op aarde het hy nie geweet nie. Want hy is nog nie op die troon nie. So daar is nie fout nie. En hoor wat sê hierdie teksvers, vers 37. Want net soos in die dae van Noag, so sal die koms van die seun van die mens wees. Soos hulle immers in daardie dae voor die vloed besig was om te eet en te drink, om in die huwelik te tree en in die huwelik uit te tree, tot op die dag dat Noag die ark binne gegaan het, en hulle niks vermoed het, totdat die vloed gekom en almal meegesleer het. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. En daar hoor jy die woord, niks vermoed het nie. Jy gaan nie weet wanneer die Here Jesus opdaag nie. Jy kan somme maak soveel as jy wil. Dit staan duidelik in die skrif. Nou wil ek vir 'n oomblik stil staan. Ek het vir jou 2 teksverse gegee met Noag in. Nou wat op aarde probeer die Here Jesus vir ons sê met Noag? Jy hoef nie so toe te blaai nie, maar as jy gaan kyk in Genesis 6, is die bekende storie van die groot vloed, waar die Here die aarde verdelg het. En die wêreld was op 'n slegte plek, as jy Genesis 6 gaan lees. Alle mense het net gedink en gedoen wat sleg is. God het op 'n punt gekom en besluit, hy is spyt dat hy die mens gemaak het. Ek dink as ek en jy na die wêreld vandag kyk, gaan dit maar net so wild. Maar God was spyt hy die mens gemaak. Genesis 6 vers 6 sê, dit het God in sy hart gegrief. Wat het jou al gegrief in die lewe? Dis hoe God oor sy mens gevoel het. En toe besluit die Here, maar hy gaan die mensdom verdelg. En hy besluit dit gaan met water wees. Alle mense, alle diere. Maar een man kry guns by God, en dis Noag. En hy kry die opdrag om die ark te bou. Ek kan verfris net weer jou geheue oor die storie. Want dit is seker die bekendste storie in die hele wêreld. Jy kan op watter plek in die wêreld wees, mense sal jou vertel van hierdie vloed met hierdie skip, met hierdie mense op. Voor ek verder gaan, kom ons stop nou net vir 'n oomblik. Nou moet jy vashou vanoggend, want dit is 'n geskiedenisles hierdie. Die volgende vraag wat mense vra, ek is nou besig met Noag, hou vas, ons gaan nou terug na Jesus toe. Ons is besig met Noag, dan is daar 'n volgende vraag. Hoe lank het Noag aan die ark gebou? 100 jaar. Hy was 500 jaar oud toe sy kinders gebore is, en 600 jaar oud toe hy in die ark gegaan het met die vloed wat begin het. Dit kan ook miskien bietjie minder, bietjie meer wees, maar dis omtrent die tyd. Dit was lank, want Noag het nie 'n DeWalt rolsaag gehad nie. Noag moes hout uit die bos uit natuurlik kap, en dit het jare gevat. Kan jy jouself indink, hoeveel mense het hom gespot? Hoeveel mense het vir hom gesê, jy weet nie wat jy doen nie. Nou ek weet nie waar Noag die ark gebou nie, amper sê ek Moses. Noag het die ark gebou dalk op droë grond, honderde kilometers van die see af. Die mense moes hulle self geniet het. Maar almal in die wêreld het sekerlik geweet van daardie ou, want as jy 'n paar jaar het om te oor en oor die storie te vertel, het geweet van hierdie ou bou hierdie ark. Maar die belangrike ding is, mense het 'n geleentheid gehad om na God te draai. Dis waaroor dit gaan. Maar hulle dryf die spot daarmee. En uiteindelik is die ark klaar gebou en Noag en sy familie gaan in die ark in. En Genesis 7 vers 16 sê die volgende: die Here het die ingang, ander vertaling sê die deur, agter hom gesluit. Nie Noag nie. Noag het nie die ark se deur toegemaak nie. Die skrif sê dit duidelik. God het die deur gesluit. Niemand gaan in nie. En toe begin dit reën. Ons ken die storie. Jy gesê jy moet volgens vashou. Nou het jy Noag se storie gehoor. Nou kom ons gaan terug na die Here Jesus toe, waar ons eintlik begin het in Lukas. Want hy vertel vir ons, sy einde gaan wees soos wat dit in Noag was. Nou, hoe op aarde gaan ek Noag en die wederkoms by mekaar uitbring? Kom ons hoor wat sê Jesus. Maar ek gaan vir jou vinnig lees, Matteus 24 vers 36. Want net soos in die dae van Noag, so sal die koms van die seun van die mens wees. Soos hulle immers in daardie dae voor die vloed besig was om te eet en te drink, in die huwelik te tree en wat ook al. Hulle was besig met 'n gewone lewe. Net soos ons. Jy gaan na die ander skrifte gaan kyk, hulle het verkoop en allerlei dinge gedoen. Net wat 'n mens elke dag doen, het hulle in Noag se tyd gedoen. En Jesus kom en sê,
net soos in Noag se tyd, is dit waarmee ons nou besig is. Elke dag, gewone lewe. Waarheen is hy op pad hiermee? Alledaagse lewe gebeur. Hulle was nie gepla oor die reën wat op pad is nie. Glad nie. Baie van ons is ook nie gepla of die Here kom nie. Ja, dit gaan dalk eendag gebeur. As iemand nou op Facebook of iets sê, dan skrik ons 'n bietjie. Maar as iets wat gebeur het in Noag se tyd, God het die ark se deur toegemaak. Kom ons dring nou 'n bietjie prakties. Jy moet vashou vanoggend. God maak die ark se deur toe. En dit begin reën. En later is hulle dalk so diep in die water. En op 'n stadium hardloop die mense letterlik die berge in. En dit reën. En dit reën. Maar die ark se deur is toe. Dis te laat. Noag het nie gegaan en 'n reddingsboei uitgegooi nie. Glad nie. Dis te laat. Wat sê die Here Jesus vir ons oor die tyd van Noag? Net soos wat die ark se deur God toegemaak is, sal die dag met God se wederkoms ook te laat wees. Ek en jy kan nie maak soos ons wil, leef soos ons wil, en die oomblik as die Here Jesus opdaag sê, nou gaan ek die Here eers begin dien nie. Nee. Die ark se deur is toe en die mense het besef, ons het moeilikheid. En is te laat. Die Here Jesus gaan opdaag, kan maak wat jy wil, en as hy opdaag die dag, is dit te laat om te sê, ek het 'n fout gemaak. Want net soos in die dae van Noag, is ons met dieselfde leefstyl besig. Presies dieselfde. Dis waarom hy Noag gebruik. Met ander woorde, jy het nie 'n tweede kans nie. Jy kan 'n ander teorie hê hoe die Here Jesus gaan opdaag, en jy kan daaroor vir ure besig wees. Dis nie vir my belangrik nie. Die belangrike ding is, in Noag se tyd het niemand kans gehad om gou te sê, maak oop die deur, want God het die deur toegemaak. Niemand anders nie. En God gaan opdaag een of ander tyd, en dan is dit te laat. Net soos in die dae van Noag. Dis die wonderlikste ding wat die Here Jesus hier gebruik. Want hoekom doen hy dit? Want hulle ken die storie van Noag. En dis wat ons tema vanoggend gesê het. As die ark se deur toe is hy toe. As Jesus opdaag oor die volgende halfuur, is dit verby. Om dan te geredeneer dat ek gaan die res van my lewe dit reg kry om die Here te aanbid, as ek nou gesien het hy het opgedaag, dan het ek dalk nog 'n kans. Dit bring my by die volgende gedeelte van vanoggend se preek. Wat van die wegraping? Mense is baie lief vir die wegraping gedeelte. Jy net 'n inligting gee, die wegraping teorie, en ek sien dit as 'n teorie, is in die 1800s begin, waar mense sekere skrifgedeeltes gebruik het. En daar's baie mense wat daaraan glo, en die probleem is, ek het 'n bietjie gaan navors oor die wegraping, maar dis onmoontlik. Want daar is te veel verskillende strominge. Een nou sê dit, die volgende nou sê dit, een nou glo daarin, die ander nou glo daaraan. Ek gaan jou nie oortuig vanoggend nie, maar ek gaan vir jou iets in die woord wys vanoggend, wat ek dink belangriker is. Maar kom ons lees die skrif, ek wil hom graag vir jou lees. In Matteus 24, hoor die skrif wat gebruik word vir die wegraping. Dan sal daar 2 op die land wees, een sal saamgeneem en die ander agtergeblaat word. 2 sal by die meule maal, een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. Bly daarom waaksaam, omdat julle nie weet op watter dag julle Here kom nie. 1 Tessalonisense 4 sê die volgende: Daarna sal ons wat lewe oorbly, saam met hulle in die wolke opgeneem word, om die Here in die lug te ontmoet. Die teorie werk, as ek na die volgende kyk, maar 2 mense is langs mekaar, en een gaan weggeraap word en die ander ene gaan agterbly. Het is nie sleg om 'n paar sinne te hê daaroor nie. Wanneer na 1 Tessalonisense 4 kyk, is daar sekere mense wat glo, omdat daar gesê is, ons gaan op en die Here het in die wolke opneem, ons ontmoet, dan moet ons vir 'n sekere tyd die aarde verlaat. En op grond daarvan is die meeste wegraping teorieë gesit. Die basiese beginsel eerste is, ek en jy gaan nie weet, wanneer dit gaan gebeur nie. Maar,
Die probleem is, die wegraping is dat sekere mense gaan en sekere mense gaan bly. En dan deel van hierdie teologie is ook, daar is dalk 'n groot verdrukking, daar is 1000 jaar wat dit gaan neem, daar word verskillende goed gebruik daarvoor. Die 144 wat in Openbaring, 144.000 wat in Openbaringe van praat word ook daarin gebou op 'n manier. So daar is verskillende goed oor die wegraping. Miskien gaan jy vanoggend vir my sê, Laurens, jy verstaan nie die wegraping nie. Weet jy wat, jy's reg, ek verstaan dit nie. Miskien moet dit beter vir my verduidelik word. Maar ek het net die woord van God. En ek wil jou vat na Johannes 17 vers 5, waar die Here Jesus sy hoëpriesterlike gebed gedoen het. En wat sê hy vir die Vader? Ek bid dat u hulle nie uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Johannes 17 vers 15. Jesus het die Vader gevra, moet hulle nie uit die wêreld wegneem nie. Dis die skrif wat ek het. Tot dusver het ek nie 'n probleem met die wegraping. As dit vir jou werk, werk dit vir jou. Maar daar's een probleem met die wegraping. Die wegraping is 'n teologie van 'n tweede kans. Met ander woorde, ek is nou op die aarde, die Here Jesus kom die eerste keer en ek word weggeraap. Ek het dit gemaak. Daar's 'n fliek ook daaroor gemaak. Dankie tog. As die wegraping plaasvind en ek bly dalk agter, van ons bly agter, ek hoop nie julle bly agter nie, het jy 'n tweede kans om die situasie te red. Dit gaan moeilik wees, daar gaan verdrukking wees, van die ouens sê dit, maar die probleem wat ons gaan hê is, dis daarom 'n tweede kans, hoe moeilik dit ook al gaan wees. Maar dan wil ek teruggaan na die ark se deur wat toe is. As die ark se deur toe is hy toe. Daar's nie 'n tweede kans nie. En dit sê die Here Jesus baie duidelik vir ons in Lukas 17. En op grond daarvan voel ek dat die wederkoms is net in God se hande. Maar nou, ek is nog nie by die kruks van die saak nie. Ons hou van braaivleisgesprekke oor die wederkoms, né? En ons kan baie daaroor praat. En hy help ons die Here so 'n stukkie ook. En ons hou van braaivleisgesprekke oor die skepping. Daar's baie slim mense daar buite. Daai 6 dae werk net nie vir mense nie. En so sal ons kinders van God en kinders wat nie van God is, hierdie gesprekke aanhou en aanhou met mekaar die hele tyd. Nou wil ek jou iets vra vanoggend. Kan jy iets verander aan die skepping? Nee. Kan jy iets verander hoe God gaan kom? Is dit 'n wegraping of nie? Hoe op die wolke dit gaan wees? Wat se weerligstrale daar gaan wees? Sterre wat uit die hemel uitval? Kan jy dit verander? Nee. Maar wat van nou? Wat van nou? Want soos in Noag se dae gaan die reën begine val. En soos nou in God se tyd kom hy. Dit gaan ek en jy nie keer nie. Ek en jy kan net een ding verander in ons lewens, dis nou. En ek het dit al vir jou gevra, waarom sit jy nog hier? God is nie klaar met jou nie. So watter teologie, watter teorie vir jou gaan werk, kies hom. Lees die boeke, volg die sosiale media. Jy gaan dit nie verander nie, maar die belangrike een is, daar's 'n tyd en 'n dag, waar die ark se deur gaan toeraak. En net soos in die tyd van Noag, gaan die Here Jesus opdaag. En wat is dan die belangrikste? Jou verhouding met God. Dis al. Dis die heel belangrikste, jou verhouding met God, want daar kan ek en jy iets doen. En daarom het ons nie nodig as mense goeders uitlaat oor wanneer die wegraping is, of somme maak, of probeer indrukwekkend is, om rond te hardloop nie. En nou skielik bang te wees en te sê, wat moet ek met my beleggings maak, want die Here is op pad. Dis nie hoe dit werk nie. As ek en jy 'n verhouding met die Here het wat goed is, dan maak dit nie saak nie. Dan kan ek en jy net rustig raak die dag as hy opdaag, want hy kom. En daarna wil ek jou vra, en ek wil afsluit met die volgende sinnetjie. Hoe lyk jou verhouding met die Here Jesus? Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend, en dan besef ons met 'n opgewondenheid, U kom.
dan besef ons met 'n erns, net soos wat U die ark se deur toegemaak het, en gaan opdaag, en soos die reën, moet ons verhouding met U in stand hou. En daarom bid ons vanoggend, Heilige Gees, hou ons vas, vat ons, help ons, keer dat ons hierdie oomblik gaan mis, keer dat ons mis waaroor alles gaan. Maar ons dank U vir 'n houtkruis, want sonder 'n houtkruis en 'n leë graf, is daar geen hoop nie. Daarom besef ons, U Gees gee vir ons die hoop wat ons nodig het. Amen.